Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Psalm 3 begin met a psalm of David when he fled from his son Absalom. Dis nie altyd die geval dat ons goeie agtergrond wat 'n psalm geïnspireer het nie, maar ons kry dit hier. Ons kry dit in Psalm 3. Hierdie psalm was geskryf toe Dawid gevlug het van sy seun af, want sy seun het die hele nasie van Israel gekry om teen sy pa. Hy het soos 'n koe gery, hy het 'n hoogverraad. Hy het by die hek van die dorp gestaan en dan kom mense in om met die koning te praat. En dan sê Absalom vir hulle, Dawid is hierdie en hierdie en hierdie, as ek net koning was. En sy het Absalom die hele nasie teen Dawid gedraai, sodat hy eventueel Dawid kan doodmaak en sy plek kan neem as koning. Absalom sy plek kan vat as koning. Ons lees interessant in 2 Samuel 15, lees saam met my, dat hy skielik gekom het. And a messenger came to David, onverwags, saying, the hearts of the men of Israel have gone after Absalom. And then David said to all his servants who were with him in Jerusalem, arise, let us flee, or else we will not escape from Absalom. Go quick and bring down ruin on us and strike the city with the edge of the sword. 2 keer, quickly, onverwags. Hulle was nie reg vir hierdie nie. Absalom het so in die donker bietjie hierdie dinge gereël om sy pa dood te maak. So die psalm is nie geskryf in die gemak van 'n koning se luukse lewe waar hy lekker in beheer is en alles is lekker en nice. Dis nie, hierdie psalm is geskryf soos wat Dawid vlug in die wildernis. En hy vlug nie net van enige vyand nie, hy vlug van sy eie seun af. Daar's seerie. Daar's skielike daar's verraaiing, daar's seer, daar's worsteling, maar nie net dit nie. Die psalm gaan meer oor as net seer, dit gaan oor onsekerheid, dit gaan oor angs. Dawid hardloop weg, hy weet nie of sy lewe dit deur hierdie aand nie. Hy weet Absalom jaag hom. Ons moet nou hier uitkom want hy kom vir ons. En in die wildernis in die nag, hy weet nie, dis onsekerheid, dis angs. Wat gaan nou met ons gebeur? Hy is soos 'n kind wat hierdie weg met wat my ouers met my gedoen het, maar hy is soos 'n kind wat sy ma by die mol vergeet. Dis wat nou? Ek is nou verlore, ek het niks nie. Dis angs, dis onsekerheid, dis vrees. Daarom kom al. Maar dis die agtergrond van Psalm 3. En so die kwessie is, die hartskwessie is eintlik maklik. Dis eenvoudig. Hoe verwerk ons seer in hoe lei Dawid lei ons deur sy seer? Hoe het hy sy seer verwerk vir God? Hy lei ons vanaand en hy sê vir ons, hoe gaan jy jou seer verwerk in gebed soos wat jy iemand verloor? Soos wat jy worstel met siektes en gesondheid wat dis nie is soos wat dit moet wees nie. Soos wat jy op 'n persoonlike vlak moontlik die geweld van Suid-Afrika het. Wat doen jy? Hoe verwerk jy dit? Hoe verwerk jy die angs van 'n onsekere toekoms? Ons het 'n appel op social media gesien die week wat gepost het, hoe hy gesit het in sy huis, getroud nou net afgetrek Durban toe, en hy het gesit in sy huis en hy het gehoor hoe kraak die mure om hom. En hy jaag, hy hardop, hy vat 'n krywaar, dis 'n foto op social media van hom en 'n kind, toe gaan die huis. Wat doen ons? Hoe verwerk ons dit? Dalk sit jy hier en jy dink, "Sjoe, ek het nie hierdie tragedie al beleef nie, Johan. Ek weet nie, is Psalm 3 vir my?" Seer is seer. Seer kan self iets so klein wees soos daai verhouding wat skielik geëindig was. En dit het jou seer gemaak. Dit kan dit ook wees. Hoe verwerk ek daai seer? Dalk sit jy hier en jy sê, "Maar selfs dit, Johan, selfs dit, my lewe is hankie, dit is lekker, dit gaan goed met my." Dan wil ek ook vir jou sê, Psalm 3 is nog steeds vir jou, want as daar iets is wat ons die laaste 2 jaar geleer het, is dit. Niemand is immuun tot die seer wêreld kan uitdis nie. Niemand nie.
Niemand is immuun nie. As ek net die tye lees, dan wil ek ook vir julle sê, dit gaan moeilik. Nie, reg gaan dit moeilik. Daar's mense wat in Amerika in 'n skool, hulle word daar geskiet. Daar's vloede, daar's siektes, oral, dit gaan moeilik. Dit is 'n moeilike seisoen. En niemand is immuun nie. En so die punt wat ek probeer maak is, om daai oud te wees, maar berei jouself voor. Die Bybel praat onmenslik realisties van swaar kry. As enigiemand vir jou iets anders sê, vanuit 'n Christelike perspektief of daar nie swaar kry is nie, loop. Baie realisties oor swaar kry hier en nou in hierdie gebroke wêreld. So Psalm 3 sê kom, berei jouself voor. Berei jouself voor vir wat gaan kom. Vir wat gaan kom. Dis Psalm 3. Nou, Psalm 3 is ook kort en kragtig. Ek weet nie of julle agtergekom het in die lesings nie. Asseblief volg in julle Bybel. Julle sal sien Psalm 3 is opgedeel amper great vir ons in 3 selahs. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Vers 1 en 2 selah. Vers 3 en 4 selah. Vers 5 tot 8 selah. Selah is 'n musikale dis musikaal, dit gee 'n geleentheid vir pause, stop. Jy weet daai tye waar ek speel en jy kan bietjie bid en jou ding doen. Dis pause. Reflekteer oor wat nou net gesing was. Reflekteer, stop by wat nou net gelees was, wat nou net gebid was. Dis 'n selah. Stop. Reflekteer. Moenie net sommer aan nie, mediteer op wat jy nou net gelees het. Vers 1 en 2, pause, mediteer. Laasweek, as jy nie weet wat ek sê oor mediteer nie, gaan luister laasweek se preek. Dis baie op meditasie daar, is goed. Maar dis hoe die Psalm opgebreek is. Daar's 3 selahs in ons teks. En dis hoe ons hierdie ding gaan deurwerk. Daar's 3 plekke waar Psalm 3 sê, stop en spandeer net bietjie tyd hier in jou swaar kry. So nommer 1, selah by die seer. Selah, vers 1 en 2. Dan selah by die beloftes. Staan stil by die beloftes, vers 3 en 4. En dan selah in die vrede. Selah in die vrede, vers 5 tot 8. Dis hoe ons deur hierdie Psalm gaan werk. Daar's 'n proses. Julle gaan sien, dis amper stap 1, stap 2, stap 3, maar dis dieper as dit, maar dis 'n proses. Ons begin om ons seer te verwerk. Selah by die seer en dan aan om te selah by die beloftes van God. Onthou die beloftes van God, stap 2, en dan stap 3, rus dan in die vrede. Dis 'n proses, die Psalm 3 vat ons deur daai proses. So kom ons kyk na selah by die seer. Vers 1 en 2. Lord, how many are my foes? Many are rising against me, many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Selah. David praat van sy vyande. Natuurlik, dit kan hier gebeur. Ons kan vyande hê. Ons kan mense in ons lewens hê wat fisies vyande is. Hulle maak ons lewens onmenslik en hulle bring baie seer in ons lewens. Dit kan wees soos vir Dawid, hy het fisiese vyande gehad, maar natuurlik kan dit meer wees as net fisiese letterlike mense wat vyande is. Dis nie, Dawid sê nie, many are my foes nie, en wys na spesifieke mense noodwendig nie. Wat Dawid ook hier sê is, many are my foes. Alles rise up against me. Die wêreld voel asof niks ooit werk soos wat dit moet nie. Niks hou vir ewig nie. Niks is sonder probleme nie. Niks is ooit maklik nie. Vyande is alles wat ons vroeg ook. Dis daai ongeluk, daai siekte, die ekonomie, die wêreld wat in mekaar val, die rampe, dis alles. Hierdie is ons vyande. Alles is ons vyande. Alles wat Dawid sê, my vyande. En ons voel dit. Ons weet dit is waar. Maar nie net is al baie vyande nie, daar's stemme agter hierdie vyande. Vers 2. A saying of my soul. Hulle maak 'n verklaring oor my siel. There is no salvation for him in God. Dit is my altyd so interessant hoeveel mense wil comment lewer op ons swaar tye. Partykeer uit die goed van hulle harte, uit die liefde van hulle mense in die kerk. Hulle wil comment lewer op jou swaar kry. Ander kere is dit familie of vriende, partykeer is dit great, baie kere
het hulle nie 'n cooking clue waarvan hulle praat nie. En dis onsensitief en dit bring baie seer. Ongelukkig kom daar baie mense met hulle stemme en hulle wil comment op jou swaar kry en hulle bring hulle klein prentjies van God en hulle bring hulle slegte teologie in jou lewe in en hulle wil vir jou sê wat jy moet hoor in jou swaar kry. En daai stemme kan baie skade berokken. En ons moet versigtig wees wat ons sê vir mense. En ons moet ook versigtig wees met wie ons toelaat om te praat in ons seer in. Ons moet versigtig wees. Maar die gevaarlikste stem in tye van ons swaar kry is jou eie stem. Dis wat jy vir jouself sê, soos wat jy die vyande om jou sien. Weet, wanneer jy met jouself praat en jy sê, God het my verlaat, nie salvation meer vir my nie. Hoe kan hy nie wees vir my? Hy het my verlaat. Hoe kan hy? Kyk wat gebeur met my, kyk my vyande, waar is God? God kan my nie uit hierdie ene uitkry nie, there is no salvation. En veral, weet jy wanneer is dit veral moeilik? Hierdie is die hardste wanneer jy jouself van daai moeilikheid gekry het. Wanneer een of ander sonde of tekortkominge of karaktereienskap wat jy al 'n paar keer of selfs addiction, wat ook al dit is, wanneer jy jouself in 'n spesifieke situasie ingebring het en die vlam op oor jou en jou lewe val in mekaar en dan sê jy maklik, die Here het my laat gaan, hy het my gelos, ek verdien dit, hy straf my, hierdie is my lot. Hierdie stem doen die meeste skade, want dit vat ons weg van God af. Kyk, die ander stemme kan dit ook doen, maar wat hierdie stemme doen is, dit vat ons weg van God af. Dit sê vir ons God is, daar's nie salvation nie, God het jou verlaat, dis wat hierdie stemme sê, en dit vat ons van God af. Kyk wat, daai teenoor Psalm 3, wat is Psalm 3? Psalm 3, in plaas van om weg te beweeg met ons swaar kry vanaf God af, wat doen Dawid? Hy beweeg na God toe. Bring sy seer na God toe. In vers 4, ons gaan net nou meer praat oor vers 4, maar in vers 4 lees ons, Dawid, I cried aloud to the Lord. Dis die stemtoon. Dis hoe hy uitgeroep het vir hy. Hy het nie wegbeweeg van God, asof God hom verlaat het nie. Hy het nie geluister vir daai stemme nie, hy het sy seer na die Here toe gebring. Hierdie is hoe hy gepraat het met God, I cried aloud, dis real, dis authentic. In plaas van om te beweeg hy na God toe. Hy sê laag by die seer. Hy sê laag, hy staan stil by die seer. Wat dit beteken, is dat Psalm 3 nooi ons uit om ons swaar kry te deel met God, na hom toe. Maar moenie dit na hom toe bring met jou sonndagskool dominee gebed nie. Dis nie wat jou hart ervaar nie. Jou hart is emosioneel, jou hart is seer. I cried out. Kom na God waar kry en deel dit net soos dit is met hom. Bring jou kwaad. Bring jou seer. Bring jou emosie. Bring dit net soos wat jy dit ervaar. Dis stap 1, Selah by die seer. Dawid sê, rou, hardop. Die vyande is baie en hoor wat sê hulle, Here. Dis wat hy bid. Hy bid sy seer, hy bid wat in sy lewe aangaan. Hy bring sy hart na die Here toe. Ons kry die idee hoekom Jesus amper wil hê ons moet onsself afsonder in gebed. Jesus sê gaan maak jouself toe in jou kamer, maak die deure toe. Die idee daagter dink ek is omdat ons hardop moet praat met die Here. Daar's iets wat kragtig gebeur wanneer ons hardop ons emosies laat ons gee woorde vir ons emosies. Wanneer ons hardop deel met die Here presies wat aangaan in ons lewens. Ons sê laat, maak jou deur toe, gaan praat met die Here. Dis wat Psalm 3 vir ons sê, dis stap 1. As iemand jou beroof, hulle kom en jy's in die publiek, jy's in 'n mall en hulle kom en hulle goed, wat doen jy? Jy skree, help my, hallo, help, wow, help, iemand val my aan. Dis wat hier gebeur. Die lewe kom en dit die seer en die sonde en die vyande kom en vir ons, wat moet ons doen? Skree uit, roep vir help. Bring jou seer na die Here toe. Deel dit, pak jou hart uit. Gebed, wat Psalm 3 vir ons sê, is dat gebed een van die dierbaarste geskenke is vir jou in jou swaar kry. Dis 'n geskenk vir jou in jou swaar kry. Dis iets wat jou, dit heg woorde aan jou seer en jou onsekerheid. Dit gee vir jou 'n geleentheid om toe te gaan met dit.
Selah by die seer. En aandiens, kom ek sê vir julle, God verstaan ons seer. God verstaan ons seer. Dit is min goed so sleg soos daai ander weer praat in jou seer en hulle verstaan nie eintlik wat deur jy gaan nie. Dit is min goed so sleg. Maar nie so met die Here nie. Hy verstaan. Jy kan enigiets met hom deel. Jy kan jou seer en jou emosie en die donkerte deel. Hy verstaan. God se woord is amazing. God sê laat by die seer, voor jy die regte ding moet doen, voor jy die volgende stap moet neem, voor jy nie mag seer of kwaad of moeg mag wees nie. Dis nie. God se woord sê, dis fyn. Mourn net. Partykeer wil ons net hartseer wees. Partykeer wil ons net hartseer wees van iets aklig het met my gebeur. En God se woord sê, ja. Kom sê la by die seer, kom wees net seer. Wees net hartseer met die Here, hy verstaan. Kom deel dit net, kom pak jou hele hart uit, alles wat jou kwaad maak. Weet jy wat, dis okay om net seer te wees. Dis okay om net seer te wees. Een van die mooiste stories is Jesus wat na Martha en Maria toe gaan en hy kom daar en hulle broer Lazarus is oorlede. En wat doen hy? Hy sê nie vir hulle doen hierdie en hierdie en hierdie nie. Hy gaan vir hulle advies gee en hulle help maar voor hy enigiets anders doen. Wat lees ons? Johannes 11:35. Wat lees ons? Jesus wept. Hy was net met hulle in hulle seer. Voor hy enige verwagting op hulle geplaas het, voor hy gesê het, gaan doen nou hierdie, jy mag nie hierdie nie, daai nie, weet jy wat, wees net hartseer, en hy was saam met hulle hartseer, hy verstaan, Jesus was hier, hy verstaan die gebroke wêreld beter as ons ooit sou kon indink, die volheid van die seer en sonde van hy gevoel op 'n persoon, dit was reëel vir hom, Jesus verstaan, sê laat by die seer, bring jou seer na hom toe, dis stap 1, dis Psalm 3, gebid deur jou seer, stap 1. Ons aan, Selah by die beloftes, vers 3 en 4. Selah by die beloftes. But you, O God, you are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to verse 4, and he answered me from his holy hill. Selah. Kyk, hierdie is die belangrikste verse in die hele Psalm. Hierdie is die draaipunt. Hierdie is die ding wat alles verander. Vers 3 en 4 verander alles. Selah by die beloftes. Daar's 'n massiewe oomblik in vers 3 wat plaasvind. 'n Massiewe oomblik wat die grootste verskil gaan maak in jou swaar kry. En dis 'n maar God oomblik. Dis 'n maar God oomblik. But God. Ek is bang. Ek is depressief. Ek sukkel. Ek is angstig. Ek is skuldig, ek is bekommerd. Maar God. Dis 'n maar God oomblik. Maar God. But you, O Lord. Dis wat Dawid sê, but you, O Lord. Ja, ek sien my situasie, ja, ek sien my hopeloosheid, ja, ek sien wat om my aangaan en ja, Here, ek bring dit na jou toe en jy verstaan. Maar God. Wie is u nou weer? Wie regtig nou weer? Wat bly waar van u ten spyte van wat ek sien om my? Wat is dit? Wat is daai waarheid? Dawid vat sy hart na daai goed toe. En dit is nie maklik om dit te doen nie. Dit is nie asof hy dit moeilik vir ons goed om hierdie goed te glo. Veral as dinge moeilik is, maar dis wat Dawid doen. Hy lei ons, hy leer, hy sê vat jou hart na hierdie goed toe. Vat jou hart na die beloftes van God toe. Veral teenoor die ander stemme wat jy hoor. Hoor weer die stem van God. Wie sê hy is hy? Die Bybel is amazing. Ek gaan baie sê, maar ek love it. Die Bybel is amazing want wat ons hier sien, dat nie net wil God jou trauma hoor en hy verstaan dit en hy nooi jou uit om dit uit te pak vir hom nie. Nie net dit nie. Dis 'n amazing ding is hy's te lief vir jou om jou daar te los. Hy's te lief vir jou om donkerte en depressie en seer en angs te los. Dis nie God se hart vir jou nie. Ons moet op 'n stadium ons kop kan oplig vanuit daai seer. Anders is dit ons lot. Dan bly ons in daai gat vir ewig. En baie mense kan nooit hulle seer verwerk nie. Hulle bly vir ewig in daai gat en met goeie rede. Daar gebeur verskriklike goed met mense.
Maar die Bybelse uitnodiging is lig jou kop op. Dit kan onmoontlik voel, maar hierdie is jou beste kans. Gaan staan stil by die beloftes van God. Dit gaan jou kop oplig. Dit gaan jou kop oplig. Hoor wat sê vers 3. You, O Lord, are a shield about me, my glory, the lifter of my head. Kom tel my op. Kom tel my op. Ek love hierdie prentjie ook van 'n skild. 'n shield. Wat beteken? Ek dink dit beteken iets soos, ek weet nie of julle in daai movies al gekyk het, daai massiewe skild, daai massiewe shield, en dan kom hulle aanvat, hulle wil die stad destrooi, dan reën daar letterlik soos pile neer op die soldate. Soos jy kan nie, die son is swart, die son is uitgedonker, want ons het pile wat neerkom. Wat doen die soldate? Hulle kruip net letterlik weg onder daai massiewe skild. Hulle land op die skild, nie op hulle nie. Ek dink dis wat hier aangaan. 'n pyl word geskiet, 1000 pyle word geskiet om jou skade te doen. Maar wat is die belofte hier? Wat is die belofte waarby ons moet stil staan? Wat kommunikeer God hier? Hy is jou skild. Hy is jou skild. Daar's nie 'n fisiese skild nie. Hy is jou skild. Die pyle tref hom. Dit tref jou nie. Hy staan in jou plek. Hy is jou skild. Die pyle wat jou wil seën maak, kom neer op jou, en die belofte is, die Here gaan voor jou inspring. Die Here gaan voor jou inspring. Daai pyl gaan kom en dit gaan afspring van hom af. Die idee is nie dat daar nie seer gaan wees nie. Die idee hier is nie dat die pyl kom en hy bons net van jou af en niemand kry seer nie. Nee. Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n gebroke wêreld. Daar is seer. Daar is pyle wat kom. En dis nie moeilik nie. Maar hy spring voor ons en hy is ons skild. Hy kom, hy beskerm ons. Dis die belofte. Hy is die veilige plek in die midde van ons seer en veilige hande. Hy is naby. Dis ook wat ons sien. Hy is naby in ons seer. Hy is by ons. Hy is soewerein in die seer. Hy weet wat aangaan. Hy is kragtig in die seer. As hy uitmekaar uitval, hy is kragtig. Dis sien jy hoe die pyle op hom kom wanneer ons die beloftes van God vashou. Hoe die pyle nie na ons toe kan uitkom nie, want ons glo dat iets waar is van God, en dan kom die pyl nie by ons uit nie, want ons glo iets van hom. Ek het 'n skrywer gekry wat dit nog 'n stap verder gaan. Ek dink is behulpsaam. Ek het dit nie, dis soos 'n anonymous, ek weet nie wie dit gesê nie, so ek kan nie vir jou dit laat lees nie, maar dis net 'n sin of twee. Hoor wat sê hy. Hierdie ou sê, sometimes, hierdie is God se beskerming, né? Sometimes, in the darkest of seasons, it is then that God is protecting you most. God lets you get hurt today, it's because He's trying to save you from a greater hurt tomorrow. He's trying to if He's trying to wake you up rudely now with some kind of pain, keep you from a greater pain. He'll bring you loss now, but only to keep you from a greater loss later. Dis die beskerming van God. Nou ek weet daar's verskriklike goed wat gebeur met ons. En jy sê vir my, Johan, nee, hoe kan dit wees? Hoe kan God my beskerm van 'n groter seer? Ek gaan 100% eerlik wees. Ons gaan nie altyd verstaan hoe nie. Ons gaan nie altyd 'n perfekte rede hê vir hoekom sekere goed met ons gebeur nie. Ons gaan nie. Maar die feit bly staan. God is goed en hy is vir jou. God is goed, hy is soewerein en hy is vir jou. Hy is 'n skild. Al verstaan ons nie hoe nie. Kyk, ek glo daai ding is waar. Ek glo daar's iets wat baie waar is, maar as ons dit nie sien nie, dan bly die beloftes waar. Staan stil by die beloftes. Selah. En ek wil vir julle vat na een van die mooiste Nuwe Testament tekste toe in die Bybel, om vir julle te wys hoekom ons hierdie kan vertrou. Hoekom ons kan selah by die beloftes, al verstaan ons nie altyd wat aangaan nie. Okay, hoor beloftes wat waar is vir jou in Jesus. Hierdie is die beloftes waarby ons moet stil staan. Bekende verse. And we know that for those who love God, all things work together for those who are called according to His purpose. Maar het gaan aan. Word net beter, vers 31. Hierdie is die beloftes van God. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? It is justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who is indeed interceding. Hy bid vir jou. Soos wat jy deur jou swaard weg. Hy bid vir jou. Who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us? Tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Hy probeer alomvattend wees. Is daar enigiets dan in die lig van wat Christus opgeoffer het, wat jou kan weghou van Christus af? As it is written, vers 36, for your sake we are being killed all day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. No. Nee, niks nie. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Wow. Amen, dankie. Amen. Julle, hierdie is ons skuld. Jesus, maak nie saak wat gebeur nie. We are more than conquerors. Hy het nie teen jou gedraai nie. Daai stemme praat nonsens. Hierdie is die bewyse dat God jou nooit sal verlaat nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Al sit jou sonde jou in 'n sekere situasie. Jesus maak op vir alles in jou lewe. Jesus het seker, hy is die 1000 pile wat neergereën het op daai skuld, dit het op hom geland. Hy het in die seer van die wêreld kom intree, ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe wêreld lowe. Hy het dit alles op hom gevat. Hy weet waartoe ons gaan. Hy roep ons na die nuwe hemel en nuwe aarde toe. Hy het voor ons ingespring toe die pile op ons kom en ons is conquerors in hom. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoe seer dit is nie. Ja, ons gaan nie altyd verstaan nie. Maar hoor vanaand, Jesus is die enigste een wat jou kan verlos van jou seer af. Hy is die enigste een wat jou kan verlos van jou seer af. Hy is dis waarna jy moet vashou. Want hy het sy lewe gegee. Hy het sy lewe gegee. Hoekom sal hy jou dan los? Nee, hy het sy lewe gegee. Hy is besig om alles ten goeie uitgewerk vir jou. Ja, jy beleef eens lowe vir jou. Hy is goed. Hy het 'n rede. Hy gaan daai seer uitwerk vir goed. En ek weet hierdie is makliker gesê as gedaan, maar dis die punt van Selah. Selah is staan stil hier. Jou hart gaan dit nie dadelik glo nie. Jou hart gaan dit nie. Jy moet hier stil staan, jy moet sit by die beloftes van God. Jy moet dit bid, jy moet dit lees, jy moet dit inneem, jy moet God se beloftes vat in Romeine 8 en jy moet dit terugbid aan hom, soos wat Dawid doen. O Lord, you are my shield. Jy moet dit bid. Jy moet vat die beloftes, maak dit jou eie, smeek God wanneer jy sukkel om dit te glo. Smeek God, help my om hierdie beloftes te glo. Selah daar, spandeer tyd daar, jy gaan dit nie dadelik glo nie. Maar dit is jou hoop vir daai donker tye. Wanneer die ander stemme kom, wanneer die angs kom, wanneer die vrese kom, maar God. Dit is wat dit beteken om te selah by die beloftes, maar God. Ek wens ek kon spandeer julle, ek het soveel om te sê, maar ons gaan aan. Selah in die vrede. Selah in die vrede, die laaste stap. Selah in die vrede. Ons kan nie, natuurlik weer eens na al die detail, maar net vinnig opgesom, vers 5 en 6, slaap Dawid. So daar iets het groot plaasgevind. Hy was bang vir sy vyande, vers 1, en nou sy vyande nog steeds daar, maar hy slaap lekker, hy slaap soos 'n baba. Hy chill. Dit uit, alles gaan okay wees. Sien julle die verskil? Sien julle wat het gebeur? Daar is 'n massiewe verskil. Die heel laaste verse gaan alles oor die vrede waarin Dawid nou deur hierdie wêreld kan kom, ten spyte van die pile wat kom, ten spyte van die seer, ten spyte van die vyande. Hy het nou 'n krag, hy het nou 'n confidence. Vers 7 en 8, bid hy nie verder, dit lyk amper asof hy weer bid. Arise, O Lord, save me God. Nee. Hy bid nie weer. Inteendeel, hy verklaar 'n oorwinning wat hy klaar het.
in vers 7. Arise, O Lord, save me, O God, for you strike all my enemies. Hierdie is nie 'n gebed meer nie, hierdie is nou 'n verklaring. Hierdie is nou 'n verklaring. Verse, arise, O Lord, hierdie verse het Moses uitgeroep, soos wat die Israeliete in oorlog ingehardloop het. Dan skree, dit is soos 'n war cry. Dis 'n war cry in die sig van ons vyande, skree Moses, gaan vooruit. Arise, O Lord. Salvation belongs to the Lord. Hierdie is nou confidence. Iets het geshift en dis duidelik wat geshift het. Dis hierdie war cry wat Dawid nou skree soos wat hy deur sy swaar kry gaan. Hy staan op in die oggend, hy het lekker geslaap, hy het vrede in sy hart. God is vir hom. Hy gaan nou deur sy week met wat? Met God wat voor hom uitgaan. Arise, O God. Hierdie is my war cry. Die vyande kan kom. Die prentjie hier van die wicked wat uitgeslaan moet word, daai tande, dit kom eintlik van leeu's en jakkalse en wolwe af. Daai prentjie. Want wat gebeur is, so magtig soos wat 'n leeu of 'n jakkals of 'n wolf kan wees, hy's useless tande stomp is. Hy's useless as sy tande stomp is. En dis wat Dawid hier sê, dis wat God kom doen wanneer ek rus in sy beloftes. Dis wat God kom doen. Dawid skree vir sy vyande, God is aan my kant, God se beloftes. Hy skree, waar's jou tande? Waar's jou tande, vyande? Jy kan my probeer byt, maar jy kan my nie meer seermaak nie. Jou tande is stomp geslaan. En dis die punt hier weer eens. Die punt is, Selah by die vrede, werklike vrede kom, as ons eerstens ons seer gevat het na God toe en weet hy verstaan daai seer. As ons weet hy seer en ons rus dan in sy beloftes ten spyte van daai seer, ons vertrou hom. Ja, julle dan kom daar 'n vrede, Filippense 4. A peace that surpasses all understanding. Dan kom daar, hulle kan my probeer byt, maar hulle tande is stomp, dit maak nie meer seer nie. Pyle kan kom, dit bonds van Jesus se belofte af. Daar's 'n sterk confidence hier. Dan kan ons lekker slaap. Ek weet tye kan ons angstig raak en dan kan ons regtig sleg slaap. Maar dan kan ons slaap. Ons kan elke dag ingaan en ons kan ons vyande in die gesig staar en ons kan sê, God loop voor my, jou tande is stomp. Dis die tipe krag en die gebeur wanneer ons rus in die vrede wat kom. Dis regtig om te vertrou. Om God toe te laat om God te wees. Om God toe te laat om God te wees. Vrede kom, ons daai eerste twee goed doen en ons oorhandig. Ons beheer, ons hou vas aan goed. En wanneer ons laat gaan en sê God is God en hy doen sy ding en skryf my storie en hy is vir my want hy het sy steen gestuur om vir en hy dan sal vrede. Want ek is nie meer God nie. Ek is nie meer God nie. Ek sluit af met 'n kragtige quote wat ek dink alles vir ons opsom. Van hoe Psalm 3 ons lei om deur ons seer te verwerk in gebed. So lees saam my. Hierdie is die laaste quote vir die aand en ek wil net een of twee goedjies noem op hierdie. Keller geskryf Walking with God through pain and suffering. Hoor wat sê hy? Hy sê anxiety and fear is what we feel when our existence as selves is threatened. Anxiety comes when something that you have put your real security in, something that made you feel in control, wanneer daai goed weggevat word, en dan sê there's a great pride and self-reliance here, wanneer daai goed wanneer jou sekuriteit gethreatened word. It is our nature to be strong and independent, yet there is no room for the ego in suffering. Suffering strips my ego away and opens the doors to an authentic reliance on God. As I am humbled by suffering, as I am small and broken, I get to experience anew our Almighty God. When pain and suffering come upon us, we finally see not only that we're in control of our lives, but that we never were. To fail to pray then is not merely to break some religious rule, it is a failure to treat God as God. But God is very patient with us when we are desperate. Pour out your soul to Him. Let God be God. Wat ek net julle mee wil los, is al hierdie stappe gaan onmoontlik wees vir jou.
Solank soos wat jy vashou aan 'n tipe van 'n trots. Die punt is, as jy die senter is van jou lewe, as die hele storie draai om jou en jou lewe en jou plannetjies en alles moet volgens highway or the highway, as dit waar is van jou en pain and suffering kom en jy's God, dan is jy 'n cosmic victim. Jy's 'n cosmic victim. Jy is God in jou eie wêreld en jy is so die wêreld het jou so ingedoen, nê? Niks. Jy is so trots, niks kan jou seer troos nie. Want jy is God. En jy is 'n cosmic victim. En jy bly kwaad en seer en jy gee nie om nie. En weet jy wat? God verstaan nie my seer nie, want eintlik is ek God. Jy is 'n cosmic victim. Daai trots gaan jou wegvat van Psalm 3 af. Dis wat Keller sê, dink ek. As jy op jouself, as daar een of ander trots is wat sê nee, maar ek en ek moet doen, dan is die beloftes van God onmoontlik om in te vertrou, want jy gaan nooit kan oorhandig nie. Want jy's capable. Ek kan mos en ek gaan my moue oprol en ek gaan myself uit die gat uit kry. Nee. As jy dink jy's groter en meer capable as God, ja, jy sê dit dalk nie in sulke sterk terme nie, maar as jy dit glo, is die beloftes van God op jou om te vertrou. Want hy is nie groot genoeg nie. Hy is nie groot genoeg om vir jou om oor te handig nie. En laastens, in die derde punt, vrede, jy gaan nooit werklike vrede kan beleef nie. Jy gaan nooit lekker kan slaap nie. Hoekom nie? Want die wêreld se vyande is te veel en geen mens is gemaak om daai las te dra nie. Ons is skepings. Ons is nie gemaak om die siel op ons skouers te dra nie. Ons kort vir God. Ons moet onsself nederig en die goeders van ons skouers afgooi en vra dat hy dit dra, want hy weet wat hy doen. Ons weet nie wat ons doen nie. En kan julle sien hoe trots jy sal weghou? En ek wou dit net sê, want daar's soveel hier wat die Here ons na toe roep in gebed. Ons moet onsself nederig. As ons werklik heel en sterk wil wees in ons seer, ook al kom, angs, seer wat ook al kom, dan in 3 die antwoord, gaan Selah by die seer. Maak jou deur toe. Gaan wees kwaad, gaan worstel. Gaan Selah by die beloftes. Vat Jesus se skuld weer om jou. Sit hom weer om jou. Hoor wat hy gedoen het. En dan gaan vat die lewe aan. Want God is vir jou en hy loop voor jou. En die wêreld, die vyande se tande is stomp, want God, die Here is met jou. Gaan Selah in sy vrede. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.